Wanneer kalsiumkarbonaat wat in teensuurtablette voorkom met verdunde soutsuur reageer, vind daar 'n chemiese reaksie plaas waarin kalsiumkloried, koolstofdioksied en water vorm. Die reaksiewarmte vir hierdie reaksie is kleiner as 0, wat beteken energie word aan die omgewing vrygestel en daarom is hierdie reaksie eksotermies. 'n Eksotermiese reaksie word gekenmerk deur die afname in energie van die reaktante na die produkte en dit gaan gewoonlik gepaard met 'n temperatuurstyging wat waargeneem kan word. Volgens bereken ons die gemiddelde reaksie tempo. Nou die gemiddelde tempo van die reaksie kan bepaal word deur die massa wat tydens die reaksie verlore gegaan het, gedeel deur die tydsduur van die reaksie. So ons weet dit is minus die verandering in massa gedeel deur die verandering in tyd. En dit is gelyk aan minus 0,25 gram, dit is wat oorbly aan die einde, minus 2, dis die massa waarmee ons begin, deel deur 30 sekondes, dit is ons reaksietyd, en dit gee vir ons dan 'n gemiddelde reaksietempo van 0,0583 gram per sekonde. Nou het ons 'n tweede teensuurtablet, ook met 'n massa van 2 gram, wat volledig reageer met soutsuur. Ons moet nou die volume koolstofdioksied bereken, wat by standaard temperatuur en druk versamel sal word, en ons weet daai koolstofdioksied is afkomstig van die kalsiumkarbonaat. Maar die tablet bevat 40% kalsiumkarbonaat. So ons kan bereken hoeveel kalsiumkarbonaat in die tablet teenwoordig is. So die massa kalsiumkarbonaat gaan gelyk wees aan 40%, met ander woorde 0,4 van daardie 2 gram. So ons begin met 0,8 gram kalsiumkarbonaat. Vervolgens kan ons die aantal mol kalsiumkarbonaat bereken, want ons het die massa en ons kan die relatiewe formule eenheid massa bereken vanaf die periodieke tabel. Ons weet die relatiewe atoommassa van kalsium is 40, koolstof is 12 en suurstof is 16, maar daar's 3. So as ons dit bymekaar tel, gaan dit wees 100 gram per mol. Die massa is 0,8 en dit gee vir ons 0,008 mol. En as ons dan kyk na ons molverhouding van kalsiumkarbonaat tot koolstofdioksied, dan sien ons dis 1:1. So, hoeveel mol kalsiumkarbonaat het reageer? Wel, 0,008 mol. In 'n verhouding van 1:1 het daar dus ook 0,008 mol koolstofdioksied gevorm. Aangesien ons by standaard temperatuur en druk is en ons werk met 'n gas, kan ons sê die aantal mol is die volume gas gedeel deur die molêre volume en ons manipuleer daai vergelyking, dan weet ons die volume is die aantal mol maal met die molêre volume en dan is dit 0,008 maal met 22,4, dit kry jy op jou formuleblad en dit gee vir ons 'n volume van 0,18 kubieke desimeter. Nou het ons 'n grafiek van die reaksietempo teenoor temperatuur.
En duidelik kan jy sien, soos die temperatuur in grade Celsius op die x-as toeneem, is daar ook 'n toename in die reaksietempo wat gemeet word in per sekonde. Skryf nou een gekontroleerde veranderlike vir hierdie ondersoek neer. Nou daar's 'n paar opsies. Jy kan byvoorbeeld sê die konsentrasie van die suur het telkens dieselfde gebly. Die grootte tablet of die tablet of die massa van die tablet gaan ook konstant bly. En laastens, die reaksieoppervlak in al hierdie eksperimente sal identies wees. Skryf 'n gevolgtrekking neer wat vanuit die grafiek gemaak kan word. Maar ek het reeds gesê, soos die temperatuur toeneem, gaan daar 'n toename wees in die reaksietempo. Nou, hoe hoër die temperatuur, hoe vinniger beweeg die molekules, wat lei tot meer botsings tussen die soutsuurdeeltjies en die kalsiumkarbonaatdeeltjies in die tablet. Dit het tot gevolg dat die reaksietempo toeneem soos die temperatuur styg. Nou moet ons die botsingsteorie gebruik om die antwoord op ons vorige vraag te verduidelik. By hoër temperature sal die gemiddelde kinetiese energie van die molekules toeneem. Dit beteken dat die molekules vinniger beweeg en meer gereeld met mekaar bots. En as gevolg van hierdie verhoogde beweging sal meer molekules die nodige aktiveringsenergie hê om effektiewe botsings te veroorsaak. En as gevolg hiervan neem die tempo van effektiewe botsings toe, wat beteken dat die reaksie vinniger sal gebeur. Laastens sou jy hierdie grafiek moes oorteken en dan op dieselfde assestelsel die kurwe moes skets indien soutsuur met 'n konsentrasie van 0,2 mol per kubieke desimeter gebruik word. En dan moet jy aangedui het watter een is dan kurwe Y. Jy sou dan hierdie kurwe gaan skets het en dit duidelik benoem het as kurwe Y. Aangesien 'n hoër konsentrasie soutsuur die reaksie vinniger maak, is kurwe Y steiler en vertoon dit 'n vinniger toename in reaksietempo soos die temperatuur styg. Onthou, 'n hoër konsentrasie soutsuur beteken 'n hoër reaksietempo.